Ek is Thys van Sail en hierdie is Wins of Verlies. Nou ons almal ken die gesegde betaal die keiser wat hom toekom. Ja nee, vandag praat ons oor Jan Tax en hoe dit die landbousektor raak. My gaste vandag is Dandrey Coetzee van Freshca Farms en Manie Grobbelaar, 'n mede-direkteur by PwC. Welkom julle. Dankie, Dis is lekker om hier te wees. Dandrey, kom ons begin sommer by jou, die boer. Alright, so verduidelik ons bietjie, hoe werk jou boerdery? Waar is dit? Wat doen julle? Ja, so ons boer so buitekant Brits, 15 km buite Brits, 'n familieboerdery. My pa en my oom is die eienaars en direkteure en dan ek en my boetie boer saam met hulle. Groente hoofsaaklik vir die publiek, vir die supermarkte, retailers. En dan die vrugte het ons nou begin groter maak. So laas jaar was die eerste jaar wat ons actually uitgevoer het, Midde-Ooste toe waar ons baie opgewonde is en hierdie jaar is daar groot markte wat vir ons oopgaan. So ons is baie opgewonde vir hierdie jaar. Manie, PwC, jy weet, soos ek aan julle dink ek aan die N1, jy weet daar by Midrand se kan verbyry. Ja, daai gebou van julle, jy weet baie prominent. Ek dink die meeste van ons kykers weet presies wat julle doen, maar baie dankie ook dat jy tyd gemaak het hiervoor. As jy byvoorbeeld kyk na die algemene boer daar buite, wat sou jy sê van 'n kommersiële en 'n persoonlike perspektief, jy weet waar die meeste van die boere hulle self vind en jy weet dalk 'n tip of twee daar kan ingooi. Die aspek van die boerdery is omvattend in terme van die belasting. Mens kyk nie net na inkomstebelasting nie, daar is oorweging vir werknemers, soos werknemersbelasting ook, BTW, inset BTW wat groot aspek is vir boere en die inset BTW wat hulle nie terugkry nie, wat hulle knie halter op sekere vlakke. Die groot kommerpunt vir boere is gewoonlik die administratiewe las om seker te maak hulle voldoen aan al hulle belastingverpligtinge tydig en nie om boetes en rente op te tel nie. So terug na jou toe, Dandrey. So wat is die grootste uitdaging wat julle het, veral as 'n familiebesigheid? Jy weet as dit kom by gewone koöperatiewe belasting en dan natuurlik jy weet daai persoonlike belasting element. Thys, ek dink in vandag se tyd is dit belangrik om baie hand aan hand te werk met jou boekhouer. En dit is wat ons baie vinnig besef het. Dus jy kan nie 'n koöperatiewe boerdery hardloop en dink jy gaan self al hierdie admin gedoen kry nie. Dit gaan nie werk nie. Want taxman gaan vir jou slaan, hy gaan nie 'n boerdery slaan nie. So op die einde van die dag gaan dit oor hê jou strukture in plek, maar laat jy ook voordeel kan trek uit daai strukture uit. En dit is waar jou boekhouer inkom en hy sê vir jou, hoorie, sit hierdie en hierdie bo op jou salarispakket want dit kan vir jou voordelig wees en dit kan vir die boerdery ook voordelig wees op die einde. So my ding is split die twee, hou dit apart en ran dit van daar af. Ekskuus, ek wil net een ding byvoeg daar. Ek dink dit is belangrik jy moet baie hand aan hand met jou boekhouer saamlewe en hulle om raadpleeg konstant, maar ek dink ook dis vir jou as belastingbetaler baie belangrik om te weet, jy vat nog steeds verantwoordelikheid vir jou belastingsaake. Ons sal vir kliënte dalk adviseer en raad en advies gee, maar op die einde van die dag is ek aangestel en help ek die kliënt met sy belastingsaake en hy vat ultimately verantwoordelikheid daarvoor. So BTW, ek dink ek wil net gou daar so 'n bietjie parkeer want ek dink ja baie kere is dit die een element wat 'n klein saak eienaar tot 'n medium saak eienaar baie vinnig in die moeilikheid kan dompel. Dandrey, van julle perspektief af, jy weet, hoe sien julle die BTW element in julle maatskappy? Is dit ietsie wat jy bietjie kan rol vir 'n bietjie kontantvloei of is dit iets wat jy onmiddellik uit jou besigheid uit kan kry? Thys, ek dink dit is seker die grootste tandpyn in 'n boerdery setup is daai BTW want jy sit jou papierwerk is in, al jou goeder is reg in op tyd ingedien by SARS, maar eerlikheid ek sê vir jou ons het al gesit met 7-8 maande wat ons wag vir BTW om uit te betaal en dan sit nie net 1 maand nie, dan sit al 8 maande se BTW wat agterraak om uit te betaal. En dan sit nie eers goed van jou kant af wat jy opgeslip het nie. So ja, mens moet beplan vir jou BTW en hoe om dit in te dien en wanneer om dit in te dien, maar ultimately is dit uit jou hande uit. Maar nie hoe sou julle byvoorbeeld by PwC sulke tipe van BTW opgawes wat byvoorbeeld lank vat? Jy weet hoe hanteer 'n klein medium saak eienaar dit want ek wil aansluit by Dandrey, dit kan 'n ou se maatskappy. So met ander woorde en dan is jy vir my uitbrei oor daai inset BTW. Ek dink my eerste aanbeveling is ook tydige indiening van enige BTW opgawe. Ons kyk baie na die stelsels wat jy gebruik en laat dit direk invoer in SARS e-filing wat dit bespoedig. So jy hoef nie te wag tot die 30ste van die volgende maand om jou BTW opgawe in te dien nie. Dan verder is dit tydige indiening as jy getrek word vir 'n nasiening of audit, tydige indiening van daai brondokumentasie en te verseker ook van dag 1 af dat jou brondokumentasie akkuraat is. Dit voldoen aan die vereistes van 'n geldige BTW-faktuur. Want dit is die goed wat gewoonlik jou BTW-eis tot niet verklaar en dan verloor jy daai kontantvloei en dan moet jy dit regstel eers na die tyd. So die administrasie wat aanloop tot die BTW-indiening is baie belangrik. Na die tyd is dit maar ook kommunikasie met SARS, so jou ouditeur of jou boekhouer, jou belastingpraktisyn,
moet dan met SARS opvolg. Jy kry 'n saaknommer op elke BTW-nasiening. Hulle het 21 werkdae om daarna te kyk of addisionele inligting te vra. Dan is het maar net so gewerk het, in praktyk. Jy weet, dit was alles net great geweest. So dan, maar ja, Manie, net weer terug daar na jou toe. As ons byvoorbeeld dan gaan kyk Amerikaners wat nou byvoorbeeld na tariefverhogings gaan kyk het, daar's dalk weer sprake van selfs sanksies later in die jaar. Hoeveel druk sit dit basies, weet op die algemene, kom ons sê weer eens, klein medium tipe van maatskappy. En is daar enigstens byvoorbeeld waar mense en kundiges soos julle firmas wat groter is as jou gewone firma met voorstelle na die regering toe kan gaan om daar 'n bietjie selfs belastingverligting te gee op van hierdie elemente, of is dit eintlik iets wat op die tafel is nie? Met die sanksies het dit 'n groot impak op die totale produksiekoste of die koste van die produkte wat jy lewer in die buiteland, en dit beperk boere se mededingendheid teenoor laer koste mededingers in die buiteland. So dit het 'n groot impak, kan ek voorstel, ook op wins en verlies en julle aktiwiteite in die buiteland, sou julle soos wat julle nou uitgebrei buiteland toe. In terme van die raadpleging van dit, jy weet self, daar is baie van daai prysverhogings wat inkom, val buite ons hande. Dit is baie van dit is polities gedrewe, as ons kyk na Amerika. So ons word nie noodwendig outomaties geraadpleeg nie, maar ons kyk ook maar wat is die beste en waar kan ons verligting skep vir ons kliënte en hoe om dit te adviseer sodat dit nie so groot impak op hulle besigheid het nie. André, hoe voel julle daaroor? Ek bedoel, met ander woorde, jy's nou hierdie boer en nou van die laaste 2 jaar amper al, jy weet, is daar baie druk, jy weet natuurlik, jy weet van wat in die wêreld is, ons praat eers van AGOA of wat dit aan betref nie, maar as 'n ou byvoorbeeld nou gaan sê van julle kant af, jy weet, as 'n familiebeplanning om te kan uitvoer, het julle nou heeltemal Amerika afgeskryf byvoorbeeld as 'n sitrus uitvoer tipe van location, en julle het nou gesê julle gaan na die Midde-Ooste toe. Dink jy nie julle was half gedruk om Midde-Ooste toe te gaan nie, en as gevolg van daai druk is dit dalk 'n baie goeie plan wat julle gemaak het nie? Ons voer nie direk uit van die plaas af nie. Dit gaan via 'n bemarkingskanaal, en hulle het vir ons gesê, hoorie, ons gaan nie eers daai roete gaan nie, want jy gaan geld verloor as ons intoe gaan. Kom ons vat hierdie mark en ons gaan na hom toe, want ons weet jy ons gaan jou goed daar deur kry. China het vir ons in die vrugtebedryf groot deure oopgemaak. Hoekom gaan jy nie hulle gebruik en hoekom gaan jy vir ons altyd gaan op die einde van die dag? Jy wil nie daar kom en dan moet jy die helfte van jou vrag weggooi, want jy kan nie bekostig om enigiets daar te betaal op die einde van die dag. Wel, ek dink as mense daar los, mense wil nie vrugte enigstens weggee of weggooi, maar veral is dit wat sal jou rekening aan die einde van die maand moet betaal, nee. Ek bedoel, so maar weer eens, dit is dit vir die eerste segment, en dan sal ons nou gou weer verder gesels. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons oor die impak wat belasting het op die landbousektor en die impak wat dit op die eindverbruiker het. Jy kyk na wins of verlies en ons bespreek belasting in die landbousektor, iets wat uiteindelik elkeen van ons as eindverbruiker raak. Wel, hier sit ons nog steeds met die twee kundiges. Jy weet, een is 'n boer en die ander is die belastingman, en natuurlik ek wat 'n paar simpel vrae vra. Maar Manie, kom ons gaan aan nou by jou. Ons het nou 'n bietjie gesels en 'n bietjie daaraan geraak, jy weet, rondom uitvoere ensovoorts. As ons ook kyk na uitvoere, invoere, tipe van ooreenkomste, jy weet, tussen Suid-Afrika en die res van die wêreld wat daar buite is dit nog steeds 'n vriendelike belastingomgewing om basies weer besigheid effektief te kan doen binne in 'n dominansie soos byvoorbeeld Suid-Afrika? So uit 'n belastingoogpunt uit is daar oorweging douane en aksies as daar uitvoerbelasting betrokke is, en sekere gewasse is daar, ander gewasse is nulkoers items. So daar is daai belasting implikasie, maar op die einde van die dag kyk ons ook na inkomstebelasting in maatskappye en dit word maar oorgedra in terme van dit wat wel gerealiseer word in die buiteland. Dan ry terug gaan na jou toe. So met ander woorde, as ou hierdie elemente in ag neem, maar nou is daar daai ander ding wat ook heffings laat veroorsaak in hoër pryse, en daar's belasting, brandstof, byvoorbeeld op sade wat jy moet invoer. As jy byvoorbeeld dan nou gaan kyk na die hoofelement van kunsmis selfs. Kom ons stop net by kunsmis spesifiek in brandstof. Hoe groot impak gaan dit hê op julle, en het dit al reeds dalk al 'n impak op julle? Dit het 'n enorme impak op ons, veral nou met die oorlog wat ons gesien het die laaste tyd. Ek meen, van jou kunsmis afdelings het tot met 5-6 duisend rand 'n ton gestyg bo op die prys wat hy was. Hoeveel? 5 tot 6 duisend rand 'n ton op wat hy was. So as jy 3 duisend rand, kom ons sê, vir urium betaal het, gaan jy nou 8, 9, 10 duisend rand vir urium 'n ton betaal. Ek meen, ons het op 'n stadium 18 rand op bulk issue vir brandstof betaal. Ons betaal nou amper 28 rand 'n liter. En nou moet jy vat,
Ons gebruik amper 10,000 liter diesel 'n week. Sjoe. Jou retailers daar buite trek hulle skouers op en sê sorry. Ek kan op my tone staan en sê ek soek R25 'n kilogram tomaties, ek gaan dit nie kry nie, maar die verbruiker betaal in die winkel R35-40 vir 'n kilogram tomaties. Sjoe. Ek kry R15. Maar net dan na julle toe. As hy byvoorbeeld na so 'n boer luister so wat hy nou sê en hy sê byvoorbeeld vir sy boekhouer, ek en jy het 6 maande terug, jy weet, voor ons finansiële jaar einde het ons klaar reeds ons beplanning gedoen vir die volgende finansiële jaar. En nou kom hierdie tipe van elemente. Is daar tricks of the trade of jy weet, is daar daai halwe ding wat van 'n boekhouer af kan kom om sy kliënte kan guide? Jy gaan jou begroting moet herbegroot, ongelukkig. Ja. Want dit is goed waarvoor jy nie begroot het aanvanklik nie. Ja. Maar dan sit en sê, okay, wat is prakties haalbaar en hoe beïnvloed dit my bottom line? Ek praat deeltyd van bottom line, maar op die einde van die dag is dit jou geld vir die huis te vat en dis jou besigheid wat jy Dis jou besig bottom line. So, om dan met jou boekhouer te sit en dan te sê, okay, kom ons kyk na die kontantvloei vir die volgende 6 maande of beplanning vir die volgende jaar, is dit nou dalk beter om in sagte perskes in te gaan en nie in tomaties nie, want daar's meer arbeid en meer insetkoste in tomaties. Ons is nooit die kundiges in terme van die fisiese bedryf of professie nie, maar ons is die kundiges as dit kom by syfers en die somme maak. Dan terug gaan na julle toe, sien jy jou verhouding met julle boekhouer basies weet soos 'n vennootskap? Nee, dit is definitief 'n vennootskap wat 'n mens met hulle. Ons het een keer 'n maand het ons finansiële bestuursdirekteursvergadering wat hulle dan kom. Ons vat die vorige maand se syfers en ons ontleed. Ons kyk waar is jou uitskieters, waar kan ons sny, waar moet ons pas op om oor te spandeer. Jy begroot vir X hoeveelheid produk wat moet uitgaan teen hierdie prys want dit is jou gelykbreekprys en dan gooi iets soos hierdie jou in die moeilikheid en dan moet daai ou vir jou kan sê hoorie, hierdie het ons begroot vir uitbreidings, maar ons moet daai uitbreidings eers op hold sit want jy gaan nie jou lone kan betaal nie, jy gaan nie overheads kan betaal nie. So kom ons los daai uitbreiding eers, hy kan oorstaan vir volgende jaar, maak hierdie finansiële besluit eers. Okay. As 'n ou mens gesels oor uitbreidings en jy wil vergroot of jy kry byvoorbeeld nou hierdie brainchild en jy besluit ek gaan na Midde-Ooste toe het ek 'n uitvoerproduk geleentheid. Dink jy nie dis dalk slimmer byvoorbeeld dan om vir uitbreidingslyn dalk 'n nuwe maatskappy entiteit te begin veral in tye waar daar druk is en dan daardeur byvoorbeeld dalk vir 'n finansiële jaar of 2 selfs 'n BTW gedeelte wat ons nou heelwat aangepas is van wanneer jy begin BTW betaal nie. As ek byvoorbeeld nou hy was en ek gee jou hierdie idee, jy weet waartoe gaan ons? BTW-registrasies heidaglik kom met 'n groot terugdruk van die ontvanger se kant af. So ons sukkel om BTW-registrasies deur te kry. Daar's stawende dokumentasie wat ingedien moet word. So dis op papier kan jy dalk jou implement in 'n nuwe maatskappy koop. Dit kan 'n huurtransaksie wees, iets soos dit strukturering. Maar op die einde van die dag as jy kyk na die sambreel van jou besigheid, vloei alles eintlik maar in mekaar in want jy het 'n houermaatskappy sal jy en op die einde van die dag konsolideer jy alles. Ja. So ja, jy kry dalk verligting in terme van jou BTW kant en slytasie toelaag kapitaalverbeteringskoste toelaat in 'n nuwe entiteit. Mense het dit in die aanvanklike entiteit ook gekry. Het julle 'n direkte lyn byvoorbeeld, jy weet na SARS toe, baie keer kom ons sê in 'n sandpit scenario met hulle te kan wees en vir hulle te sê okay, maar ons het dit ervaar die laaste belastingjaar. Hoekom pas ons nie dalk dit aan of hoekom kyk ons 'n bietjie daarna nie? Word 'n groot maatskappy soos julle geag byvoorbeeld as dit kom by begrotingsredes, belastingverligting, jy weet daai van idees, byvoorbeeld daai sandpit of is dit net eenvoudig we don't care. Ons het 'n tax dispute afdeling en hulle het ook interaksie met belastingbetalers en daar's 'n survey wat hulle elke jaar uitstuur wat hulle dan terugvoer kry oor BTW hantering. Kry julle julle BTW krediete? Daar's 'n paar algemene vrae wat ons vra vir al die belastingbetalers. En dan gee ons daai terugvoering aan SARS en sê, okay, maar hierdie afgelope jaar verbeter. Hierso voel ons belastingbetalers sê ons is nog nie waar ons moet wees nie. In daai opsig het ons interaksie met die ontvanger of met SARS om te kan terugvoer gee. Ons kan ongelukkig nie hulle beleid en hulle die rigting wat hulle volg dikteer nie. Maar op die einde van die dag gaan dit ook maar oor die terugvoer wat ons kry. Enige belastingpraktisyn kan wel ook 'n afspraak maak met SARS waarmee jy dan een-op-een interaksie het. So dit help ook. Ek dink die algemene publiek vind dit baie moeiliker om die SARS kontaknommer te bel en dan met 'n kontakpersoon te praat en nie eers te kan uitdruk wat hulle spesifiek wil sê of wil vra nie. Hulle weet eintlik nie wat hulle wil weet nie. Andre, is baie interessant wat Mani daar gesê het, maar as jy byvoorbeeld nou gaan kyk van 'n boersperspektief af. Jy moet basies weet 'n voedsel voorsien, jy moet vir jou gesin voorsien, jy moet 'n maatskappy uitbou. Dit is 'n familiemaatskappy. Maar dan kom jy byvoorbeeld ook
op 'n pad, byvoorbeeld wat jy ry om brandstof te gaan ingooi en daar's 'n gat op elke hoek en draai en alles wat saam met dit gaan in goeters en al hierdie goeters is eintlik oorweldigend vir 'n boer. Ek kan dit absoluut inleef. So, hoe moeilik is dit vir jou byvoorbeeld? Dit is die ding wat ons boeregemeenskap half bietjie terugstaan teen die regering, want jy wil nie daai geld oorbetaal nie, want ek betaal vir jou dit oor, maar wat doen jy vir my? Jy help my nie met arbeidskostes, verligting nie. Nou, ons moes einde Februarie moes ons al ons arbeid op die plaas ons PSU-nommers kry. En hulle help jou nie daarmee nie. Jy as boerdery moet dit self gaan registreer. Ek het nie 'n pyn om vir die keiser te betaal wat hy moet kry nie. Maar help die boere ook aan die ander kant, want as hulle nie daar is nie, hoe gaan jy oorleef op die einde van die dag? Ja, dit is 'n realiteit. So wat sê jy nou sê ja, stel jou die meeste te leer. Jy weet om daai betaling te maak en of die bulle, jy weet op 99 verloor in 'n URC final. Wat een sê ja, stel jy die meeste te leer. Nee, definitief om my BTW oor te betaal. Kom ons los hom daar, right. So baie sterkte met die besigheid en die boerdery en dan soos wat hulle altyd sê, groete op die plaas my vriend en ons sien jou weer. Dankie baie, ek waardeer. Ja. Moet nêrens heen gaan nie, want net hierna bespreek ons do's en don'ts en algemene mites oor belasting in Suid-Afrika. Ons bespreek belasting vandag hier op Wins of Verlies en Manie Grobbelaar van PwC gaan nou 'n paar moets en moenies met ons deel. So Manie, hier is die lekker deel van die program, jy weet die moets en moenies. Okay, so jy moet belasting betaal, jy moet belasting, jy moenie nie belasting betaal nie. So eenvoudig is dit, maar Manie, wat is die grootste foute wat besigheidseienaars maak, jy weet as dit daai oppergawe tyd is in julle wat som ondervinding? Ek dink my grootste ondervinding is nie indiening en boetes en rente wat daarmee gepaard gaan. Ook verder as daar onakkurate indienings plaasvind en selfs ook as hulle glad nie noukeurige boekhouding of stawende dokumentasie het om daai indiening te bevestig nie. Dit maak jy net oop vir risiko en in terme van die belastingwetgewing kan die ontvanger tot 200% boete hê op die belasbare inkomstesyfer. Jy gaan sukkel om dit afgeskryf en afgestryd te kry. Wat is ook die do's en die don'ts, jy weet as ek kom by daai groot woord, jy is gekies om geaudit te word. En jy was byvoorbeeld dalk nog nooit geaudit in daai geval nie, weet. Eerstens, as jy 'n skrywe van SARS ontvang, respekteer dit en lees dit deur, moet dit nie ignoreer nie. Tweedens, as dit 'n komplekse audit is, moet dit nie alleen aanpak nie. Konsulteer jou boekhouer, jou belastingpraktisyn, laat hulle help. Ja. En derdens, bly kalm en professioneel. Wie is dan nou eintlik aanspreeklik op die einde? Jy weet, is dit die boekhouer wat die oppergawe gedoen het en jy het hom ingedien of is dit bly dit nog steeds die onus by jou? In terme van die belastingwetgewing lê die onus eintlik by die belastingbetaler self. So jy wat my aanstel om jou boeke vir jou te doen, jy delegeer daai rol vir my, ek gebruik my kundigheid en adviseer jou tot die beste van my vermoë, maar op die einde van die vandag voel ek wil jou nog steeds iets leer en jy moet verstaan wat jy afteken voordat dit na die ontvanger toe gaan. Okay. So dis amper daai belangrike woord voordat ek afteken. So met ander woorde, dit word bespreek met my, ek moet dit verstaan, as ek dit nie verstaan nie, moet ek dit oor en oor en oor vra sodat ek dit kan verstaan. So eintlik wil ons vir die kyker daar buite sê, moenie net 'n dokument teken omdat jy dink jou boekhouer is die kundige en kundig genoeg nie, want die onus lê nog steeds by jou. So en dit ook gesê, byvoorbeeld is daar 'n mite wat sê ja, maar ek kan eintlik alles aftrek. Verduidelik 'n bietjie net daar, jy weet, wat is aftrekbaar en wat is eintlik risiko's wat jy nie eintlik met daai goed moet meng nie. Ja, besigheidsuitgawes en aftrekbaarheid van uitgawes word bepaal deur die belastingwetgewing en daar is streng vereistes en regulasies in die wetgewing om te sê hoeveel kan jy aftrek, wanneer kan jy aftrek. Die basiese beginsel is uitgawes moet aangegaan wees in die voortbringing van inkomste. Tweedens, dit moenie kapitaal van aard wees nie en derdens, dit moet werklik aangegaan wees. So jy moet fisies die uitgawe betaal het. Hierdie tipe van boetes mag mense betwis en jy weet wat is die suksesratio byvoorbeeld van sou jy 'n boete ontvang, jy weet vanaf SARS en jy het eintlik regtig waar nie geweet jy kon dit doen nie. Jy kan dit betwis, maar dit gaan oor die onus lê op die belastingbetaler om dan te bewys dat hy in goedgunstig opgetree het, dit was 'n oorsigfout gewees. Ons praat van dis 'n bona fide inadvertent error in belastingpraktyk. Maar jy moet kan vir die ontvanger wys dat jy het werklik glad nie van kennis gedra nie en dit was nie moetswillig wat jy dit gedoen het nie. Wat is die risiko's as dit kom by members loans en kom ons shareholders loans en rente? As daar nie rente gegee word nie, loop jy 'n groot risiko vir geagte dividend en daar is ongelukkig, hulle praat van anti-avoidance reëls, so sou jy kostes eis of enige transaksie deursit wat nie markverwant is nie en dis met verwante partye,
het jy 'n moontlike belastingimplikasie of het sy dit donasiebelasting is op haar rente wat jy nie gehef het nie, die rente wat self nie aftrekbaar is as dit gehef is nie, tweedens, en derdens de geagte dividendbelasting op rente of op lenings wat ontvangbaar is. Ja, natuurlik. There's only two things certain in life. Ons ken al daai so goed. Dis death and taxes, jy weet. So ek het my hele lewe lank gewerk en selfs die dag as ek my kop neersit dan is ek nog steeds belasting betaalbaar. As 'n mens 'n bietjie daar ook net kan raak veral rondom gades en jy weet belastingvrywaring wat ou kry byvoorbeeld as daar nog 'n man en 'n vrou lewend is. Ja. As die langsgewende gade erf, is daar nie boedelbelasting implikasie vir daai gedeelte nie. Ek dink is artikel 6K abatement jou 3,5 miljoen rand vrystelling. Correct, ja. Wat ook oorrol dan as dit vererf word aan die langslewende. Death and taxes soos jy sê is op die einde van die dag dit wat sekerheid lewer, maar dit gaan oor as jy dan jou testament dan so opstel dat jy daarom vir die langslewende voorsiening maak en baie mense maak ook voorsiening en struktureer hulle bates so dat daar wel in die boedel self genoeg kontantvloei is om voorsiening te maak vir die belasting. Daar's 'n ding wat ook nogal baie krap, veral vir sakeondernemers, entrepreneurs en ook voornemende nuwe sakeondernemers en entrepreneurs wat basies vandag dalk nog op universiteit sit wat potensiële tipe van biljoenêrs kan word binne in Suid-Afrika. Soos my amper te duur om besigheid te doen in Suid-Afrika as wat ek byvoorbeeld net gaan besigheid doen uit Mauritius uit. Ek het inkomstebelasting wat ek moet betaal as 'n maatskappydirekteur. Ek het 'n winsbelasting wat ek moet betaal, dividendebelasting wat ek moet betaal. Ek het 'n klomp net belasting. So dit is eenvoudig net te duur om vir my in Suid-Afrika besigheid te doen. Mauritius is mooi gestandaardiseer in sy belastingkoers van 15% vir maatskappye. In Suid-Afrika sit ons met 27% vir maatskappye. Ons soos jy sê daar's ander belastings ook. Ons het nou 'n boerie gehad wat boere is in sy are is die bloed in sy are. Ja. So hy gaan nie Mauritius toe wil gaan nie. Dit gaan maar net eintlik oor hoe struktureer ons en hoe maak ons belastingbeplanning voordelig vir die verbruiker sodat dit meer ek wil sê palatable is om dit te betaal. Is daar nou een departement is in ons algemene regering is dit definitief SARS wat next level is. Jy weet, so met ander woorde is daar nou een ding wat jy ook nie verby hulle kry nie, is persoonlike belasting en natuurlik jy weet maatskappye belasting, allerlei belasting. Hoe effektief is Suid-Afrika in julle opinie daarop en so mense byvoorbeeld 'n aanmerking maak soos daai om te sê ja, maar hierdie ouens is next level, is hulle wel next level. Hulle het 'n baie groot belegging in tegnologie gemaak. En in AI wat hulle ook in hulle stelsels inwerk. So hulle tegnologiese vordering in die afgelope paar jaar is baie goed geweest. So is nogal scary, want aan die een kant ou praat van AI, so moenie vir ChatGPT jou belastinginligting gee nie, want hy gaan dan met SARS begin gesels. Maar kom ons los dit maar daarso. Ek wil vir jou baie dankie sê, dankie vir jou tyd natuurlik en dankie vir wat julle doen by PwC en natuurlik jy weet dat julle ook basies weet 'n baken is vir daar buite vir die algemene publiek en ek dink dit is belangrik dat daar soos wat ons sê daai groter tipe van belastingfirmas soos julle daar buite is en ek dankie vir jou tyd. Baie dankie Thys. En baie dankie dat julle saam met ons gekuier het en ons sien julle volgende keer net hier op Wins of Verlies.